Goeiedag, ons is in die laaste deel van ons studie oor Psalm 23. Psalm 23 vers 1 tot 6. Die Here is my herder, daar is niks wat my ontbreek nie. Hy laat my lê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy gee my nuwe krag, hy lei my op die pad van geregtigheid tot eer van sy naam. Wanneer ek loop in 'n baie donker kloof, sal ek nie bang wees nie. Want U is naby my, U stok en U staf beskerm en ondersteun my. U berei vir my 'n feesmaal voor die oë van al my vyande. U verwelkom my as 'n eregas, deur my kop te salf met olie en my beker oorvol te maak. Waarlik, U goedheid en trou vergesel my al die dae van my lewe. Ek sal bly in die huis van die Here, solank as wat ek lewe. 'n Baie bekende psalm. En die kern van hierdie psalm, net soos die kern van die hele Bybel, is 3 woorde. God met ons. Dat God die een is wat die hele tyd by ons is en dat ons die hele tyd in die Here se teenwoordigheid kan wees. En ons sien dit van die begin van die Bybel af. In Genesis sien ons dat die Here wandel in die tuin saam met Adam en Eva, nog voordat die sonde in die wêreld ingekom het. In Exodus sien ons dat God is teenwoordig in sy mense, daar waar die tempel ingebring word, en die volk van God, dat God in die middel is van alles, en ook in Jerusalem vandag, dis waar die tempel van God staan. Wanneer Christus kom, dan weet ons dat Christus is Immanuel, hy is God met ons, God word deel van die mensdom, hy kom ervaar dit wat ons ervaar. Wanneer ons kyk na die Heilige Gees, dan is dit die Gees van God wat binne in elkeen van die gelowiges wandel, so met ander woorde, God is binne in ons. En ons sien dit ook in die terugkeer van Christus, die dag wanneer Christus weer kom, dat ons dan finaal in God se teenwoordigheid sal wees, in die koninkryk van die Here sal wees, en dat ons met God sal wees, dat God ook met ons is. En Dawid bou op hierdie tema van dat God met ons is, en hy sê vir ons in die laaste vers 6, dat die getrouheid en die goedheid van God sal met ons wees al die dae van ons lewens, en dat ons sal wandel in die huis van die Here. So die heel eerste idee wat in hierdie laaste vers na vore kom, is die goedheid en die getrouheid van God. Gaan lees weer vers 6, wat sê dat die goedheid en die getrouheid van God, die goedheid en die genade, die goedheid en die liefde van God, jaag ons na. Dit is eintlik om te sê, dit hardloop agter ons aan. Ons het gesien dat in die heel eerste sessie waaroor ons gepraat het, ons gepraat oor die goeie herder, en dat daar was ook ander herders waaroor ons gepraat het, om te sê dat daar is ander herders, maar Jesus kom sê vir ons in Johannes 10 vers 8, dan sê hy, dat daardie herders is eintlik herders wat vyande is, wat rowers is, wat kom om te steel en te vernietig. Hy is die een wat kom om alles op te bou, om by mekaar te maak. Hy is die een wat al ons angs en ons vrees op hom wil neem. Baie keer luister ons eerder na die stemme van die wêreld, na die herders van die wêreld, want ons dink dat dit is waar ons angs gaan ophou, dit is waar ons tevrede gaan wees, dit is waar ons nie meer ongemak gaan ervaar nie, waar ons nie meer kommer gaan ervaar nie. En ons word oortuig daarvan deur die wêreld, dat as ons dit waaraan ons vashou, die kultuur, die stemme van mense, ons eie stem, as ons dit laat gaan, en ons gee alles oor aan Christus, dan gaan ons onvervuld wees, ons gaan alleen wees, ons gaan sleg voel, en dan is dit juis in daardie tyd wat Dawid vir ons kom sê, wat wanneer ons oorgee, wanneer ons besef, dat Christus is ons goeie herder, dan gee ons alles aan hom oor, en dan neem sy teenwoordigheid plek in ons lewens, so dat ons, maak nie saak wat ons gedoen het nie, maak nie saak waar jy is vandag nie, of jy bietjie mismoedig is, of wat jy gedoen het, of wat jy gesê het, en miskien sal jy vir my sê, ja, maar jy weet nie wat ek gedoen het nie. God se goedheid en sy guns, wanneer jy sy kind is, jaag jou agterna. Dit is om jou te vang, om jou te oorrompel, om te sê dat hoe goed God regtig waar vir elkeen van ons is. En ons het in sessie 3 het ons gepraat oor die feit dat ons moet besef dat ons ervaar die goedheid van God omdat hy goed is. Ons ervaar die regverdigheid van Christus omdat hy regverdig is. Ons kan nie ons eie heil bewerk nie, ons kan nie ons eie sonde
vernietig nie. Alles gaan oor God en God se goedheid en God se getrouheid in elkeen van ons se lewens. So, dit is om te weet dat die oggende wanneer jy opstaan, daardie oggende is dit die goedheid en die trou van God wat jou agterna sit, wat jou volg. As jy droog gemaak het of as jy dalk sleg gepraat het met jou vrou, dit is daar. Die goedheid en getrouheid van God is daar. Wanneer jy misluk het by die werk, dit is daar. Wanneer jy sleg gepraat het van iemand anders, dit is daar. Dit is om te sê dat God stuur dit agter jou aan. Daar is niks wat jy kan doen om dit te verdien nie. Dit gaan alles oor dat God ons lief het, dat hy ons goeie herder is, dat hy voorsien, dat selfs in tye van donkerte, in daardie donker valleie, is God die een wat met elkeen van ons is. En Dawid gaan verder en hy sê dat nie net gaan dit oor die trou en die goedheid van God wat ons agtervolg nie, maar dat hy altyd wil wees in die teenwoordigheid van God, dat hy in die huis van God wil wandel. So, wat dit beteken is dat daar waar God is daar nuwe lewe. En Jesus kom in Johannes 10 vers 10, hy sê, ek is die een wat gekom het om vir julle lewe te gee en dit in oorvloed. Rowers en daardie valse herders waarna ons luister, bring dood en verwoesting en vernietiging. Christus bring herstel en lewe en alles wat nuut is en alles wat God wil hê in ons lewe. Dit is wat hy vir elkeen van ons gee. En dan sê Dawid dat dit gaan nie net oor die goedheid en trou van God wat ons jaag nie, maar dit gaan ook oor die feit om in die teenwoordigheid van God te wees, om in die huis van God te wees. Psalm 27 vers 4, dan skryf Dawid, hy sê, een ding vra ek van die Here, en dit sal ek bly soek, om in die huis van die Here te bly al die dae van my lewe, om my te verbly in sy goedheid en in sy tempel daaroor na te dink. Hy smag daarna om in die teenwoordigheid van God te wees. Psalm 42 vers 2 sê, dan skryf hy en sê, soos 'n wildspok smag na water, so smag ek na u, o God. Daar's 'n honger, daar's 'n behoefte, daar's 'n begeerte van hom, om nie net die goedheid en die trou van God te ervaar nie, maar om in die teenwoordigheid van die Here te wees, om te wandel in sy huis, om teenwoordig te wees, om te wees waar Christus is. As jy vandag gebroken voel en jy voel alleen en jy voel eensaam, maak nie saak hoe jy voel nie, God is op soek na jou en hy wil sy goedheid en sy trou aan jou bewys. En hy nooi ons uit dat ons deel sal wees van sy koninkryk, dat ons binne in sy huis sal wees, dat ons sy teenwoordigheid sal kan ervaar. Ek wil jou uitdaag, nou dat ons aan die einde is van hierdie wonderlike Psalm 23, gaan lees dit weer en sien die goedheid van God. Sien die trou van God. Hy is die een wat vir ons rus gee. Hy is die een wat vir ons vrede gee. Hy is die een wat vir ons na groen weivelde lei. Hy is die een wat voorsien. Hy is die een wat gee dat ons niks kort kom nie. En dit is wie ons God is. En gaan en sien weer die goedheid van God. En dat ons die teenwoordigheid van God en dat hy ons goeie herder is, bo ons eie inklinasies plaas, bo ons eie begeertes, en dat ons soek na hom in elkeen van ons lewe. En ek wil eindig met 'n paar vrae, en dit is vrae wat jy dalk vir jouself kan beantwoord, of as jy in 'n groep is, om dit in 'n groep met mekaar te bespreek. Die eerste ene is, want dit gaan oor gehoorsaamheid. In watter area van jou lewe is jy soms ongehoorsaam, of vermy jy gehoorsaamheid? Jy weet dit is die regte ding om te doen, maar jy doen dit nie, want ons volg ons eie harte. Wat is dit wat God wil hê jy mee moet ophou? Daar is dalk iets in jou lewe wat hy vir jou sê, hierdie ding moet stop, en jy moet ophou daarmee. Dan aan die ander kant is, wat is dit wat God wil hê jy moet doen? Meer tyd in sy woord spandeer, meer bid, hom vra vir leiding, hom vertrou as goeie herder. Wat is dit wat God wil hê jy moet begin om te doen? Na wie se stem is dit wat jy luister? Luister jy na die goeie herder se stem? Of luister jy na die stemme van die wêreld en selfs die stem binne in jou? Is jy by stil waters? Ervaar jy God se vrede? Is jy daar waar groen weivelde is, waar jy weet dat God
permanent by jou is. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Miskien is jy op 'n goeie plek om te weet dat God jou daar gebring het. Miskien beweeg jy deur 'n vallei, miskien is daar goed wat jou pla in jou lewe, miskien is daar ongehoorsaamheid, maar gee toe dat God rus bring in jou lewe. So die eerste een gaan oor gehoorsaamheid, die tweede een is, hoe oriënteer jy jouself in die teenwoordigheid van God? Met ander woorde, hoe bestudeer jy sy woord? Is sy woord kern in jou lewe? Lees jy sy woord elke dag? Waarmee begin jy jou dag? Is dit deel van jou lewe? Hoe gaan dit met jou gebedslewe? En hierdie is 'n wonderlike psalm, kort, kragtig en soveel diepte van wat God in ons lewe wil doen. En ek bid dat wanneer ons aanbeweeg in ons Bybelstudie en vorentoe gaan en ander goed gaan behandel, om net vir 'n oomblik stil te staan hier en te sien die goedheid en die liefde van God. Dat hy jou najaag en dat hy ons uitnooi om in sy teenwoordigheid te wees. Want dit is die kern van die Bybel. God met ons. Amen.